Goeienaand, jeugnet. Man, dit is vir my 'n absolute voorreg om vanaand hier te wees. Toe ek hier instap, ons bedien baie berond en mens ervaar verskillende atmosfere wanneer jy by 'n plek instap. En toe ek hier instap, toe ervaar ek regtig die passie in hierdie vertrek. Die hongerde wat in hierdie vertrek is en dit is my absolute voorreg om vanaand hier te wees. So baie dankie vir die uitnodiging, Karl. Dit is regtig vir my so lekker om net deel te kan wees van dit wat die Here hier kom doen het. Ek is seker ek bly dink is naweek. Dis nie naweek nie. Ek wou gesê het oor die naweek, maar ek is seker oor die konferensie het die Here regtig al iets in julle lewens kom doen. Ek maak altyd 'n joke en sê ek weet as by 'n konferensie is daar 2 sessies wat regtig moeilik is. En dis die eerste een en die laaste een. Die eerste een is gewoonlik die moeilikste en jy moet regtig as jy die eerste sessie doen en jy verstaan wat die Here wil kom doen oor 'n konferensie, dan moet jy verstaan dat jy gaan harde grond deurbreek. Want jy weet, hier's 'n klomp mense wat in 'n vertrek inkom, almal is op 'n verskillende vlak, mense het verskillende verwysingsraamwerks, mense het verskillende verwagtinge, maar die Here gee vir 'n man 'n mandaat of 'n assignment wat hy moet oorbring, en partykeer is die grond bitterhard om deur te breek. En that being said, wil ek regtig vir Pastor Karl, I want to salute you. Ek het gesien jy was eerste op gewees. Kan ons vir Pastor Karl net 'n lekker handeklap gee? Ek wil jou regtig kom eer vanaand vir dit wat jy doen en ek is super opgewonde om te sien wat die Here nog in en deur jou lewe gaan kom doen. Ek weet hier is 'n snaakse ding om te sê, maar weet jy wat? Terwyl ek toe nou daar agter staan, toe ervaar ek regtig that in your life you will birth many sons. En jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. You will birth many sons. God has called you to father many sons. You've got a pure heart and there's a pure river flowing. And God will use you mightily. The nations, your foot will go over to many, many nations still. Ek bid dit en profeteer dit vanaand oor jou. Dit wat jy dra dit is supernatural wat die Here in jou lewe kom sit het. So I salute you, man of God. Wat 'n voorreg. So 'n bietjie oor myself. My naam is Nadine, vir die van julle wat my nie ken nie. Ek is getroud met 'n amazing man. Sy naam is Andries en ons het 4 kinders. Ek het 'n kind in elke kategorie. So, ek het 'n seun van 22. Ek het 'n dogter, sy's 14 jaar oud, ek het 'n tiener binne in my huis. Dis exciting tye, dis interessante tye, dis baie entertaining vir my. En dan het ek 'n tweeling van 9 jaar oud. En hulle, tussen die ministry deur is dit nogal 'n storie. En ek en my man het ons is nou 17 jaar getroud. Ek is 22 jaar gered. Die Here het my 22 jaar terug uit 'n baie donker plek van verslawing kom haal en ek en my man is 17 jaar getroud en so 14 jaar terug toe was ons deel van 'n kerkplanting. Nou, as ek vir julle sê ons was deel van 'n kerkplanting, dan sê ek dit was kerkplanting, want daar was absoluut niks. As ek vir jou sê niks, dan was daar niks. Daar was nie 'n mat nie. Daar was nie 'n gordyn nie, daar was nie eers mense gewees nie. Daar was niks. As ek nou vir enige iemand weet, ons het nou oor die tyd geleer, jy plant 'n kerk met 'n launch team en jy bou spanne en ons het dit nie so gedoen nie. Asseblief moenie 'n kerk so gaan plant nie. Daar's beter maniere. Maar ons het die kerk so gaan plant en ons het so 2 jaar in die dinge het ons geordineer as pastore. En omtrent so 10 jaar terug, toe praat die Here met ons om voltyds in die bediening te gaan. Op daai stadium het ek en my man albei ons eie besighede gehad en ons het dit regtig baie goed finansiëel met ons gaan. Ek het my eie salon gehad en hy het sy eie sekuriteitsmaatskappy gehad en die Here praat met ons om voltyds in die bediening toe te gaan. Nou, almal van julle wat hier binne sit het al 'n woord van die Here gekry. Kan ek net so 'n bietjie, hey, is julle hier? Okay, enigiemand hier binne al 'n woord van die Here gekry wat jy nodig gehad het om op die water te loop. Okay? Ons kry die woord van die Here, ons moet gaan voltydse bediening.
die mense profiteer herlewing, die mense profiteer mense, dit gaan amazing wees, dit gaan net groei wees as ons daar kom, en okay, hier gaan ons met die woord van die Here. Ons beweeg, ons gee ons besighede op. Ek en hy het 'n lyn getrek en gesê, as ons gaan trek, gaan ons trek, ons maak klaar. Ons trek met 'n seun wat hoërskool toe gaan, 'n dogter wat graad R toe gaan en 'n tweeling van 6 maande oud. Want die Here het gepraat. En ons trek en ons kom daar aan en so 2-3 maande in hierdie storie in, toe begin dinge regtig sleg te gaan. Finansieel, emosioneel, voel dit of alles net uit mekaar uitval. Stelselmatig het alles net uit mekaar uit begin val. Wie weet waarvan ek praat, jy het 'n woord van die Here, jy loop op die water, maar dit voel vir jou asof alles nie werk nie. En as ek vir jou sê dit het nie gewerk nie, dan het dit nie gewerk nie. Die mense daag nie op vir kerk nie. Dit het so sleg gegaan, ek beloof vandag vir julle, ek en my man het baie aande nie geëet nie, sodat my kinders kon eet. Die honde vas, die katte vas, die voëls vas, almal vas, nie omdat ons geestelik is nie, maar omdat hulle moet vas. En op daai stadium, partykeer dan sien ek, dan stap my seun skool toe, dan het hy nie eens 'n trui aan nie. Want ons het regtig nie geld gehad eers vir 'n trui nie. Dan staan ek daar en sê ek, Here, ons het beweeg op 'n woord. Here, wanneer kom hierdie goed in vervulling? En op daai stadium, nou gaan dit so sleg en ons het een voertuig waarmee ons ry en anyway, die banke ook nog die voertuig terugvat en alles gaan net nie reg nie. En op 'n stadium het sê, ek en my man het ons hande saamgevat en gesê, Here, as U 'n woord oor ons lewens uitgespreek het, as U ons geroep het vir 'n mandaat, dan staan ons vandag saam. En ons het so oor die koskaste gebid en dan vertrou ons die Here en sê ons, Here, dan sê hy vir my, wat wil jy, waarvoor bid ons? Dan sê ek wil nog altyd my kinders met hom met 'n vrugtemandjie in die huis wees. Dan vat ek in die hande, dan bid ons saam, dan sê ons, Here, ons vertrou U. Ons vertrou U vandag. Here, dat U vir ons sal deurkom. Ek beloof vandag vir julle, 'n dag later dan is iemand by ons deur. Kom laai hulle lemoene af, sak hulle lemoene en vrugte en so het ons op die Here begin vertrou en ons het begin stap in geloof. Dan vat ons daai kos wat hy iemand vir ons gegee het, dan haal ons 10% uit en ons gaan gee vir iemand wat nie het nie. En so het ons in geloof begin leef en nou het ons net in die een kar en nou die bank wil nog die kar ook terugvat, want finansieel gaan dit so sleg met ons. En op 'n stadium besluit ek het vir so 7 dae ek gevas en ek het gebid en ek sê, Here, ek vertrou U, ons het regtig nog 'n kar nodig, ons kan nie so aangaan nie, my man is hier na toe, soontoe die kinders, dis regtig moeilik. En die Here maak dit moontlik vir ons om 'n karretjie teen 'n minimale bedrag te koop. En dit het vir my gevoel, ek koop 'n Porsche. Ek was so trots op daai kar gewees. Dit was so lekker net om 'n ekstra kar te hê. En so 2 maande, 3 maande wat ons die kar ry en ek ry so lekker. Dit is regtig, dis 'n ou klein bedragie wat ons betaal het vir 'n klein karretjie, maar dit is amazing vir my. En ons ry, ek ry so en die Here sê vir my, hierdie kar wat jy nou ry, behoort nie aan jou nie. Jy moet hierdie kar saai. Nou as ek sê, Here, asseblief, Satan, get behind me. Hierdie is my kar waarvoor ek U vertrou het. En die Here sê, nee, jy moet hierdie kar weggee. Ek sê, is reg, Here. Maar ek sê nie vir my man nie. Ek gee dit eers 'n bietjie tyd. En dit was nie lank daarna nie, kom hy na my toe en hy sê, hoor hierso, ek weet jy gaan nie van hierdie hou wat ek nou vir jou sê nie, maar die Here sê ons moet hierdie kar saai. Ek sê, nee. Asseblief nie. Hy sê, okay, wat ons doen is, gaan bid jy oor 'n naam, ek gaan bid oor 'n naam, en dan as ons op dieselfde naam kom, dan saai ons die kar. Dus ek sê, asseblief, moet dit dieselfde naam hoor as ek nie. En ons sê, hy het gaan bid, ek het gaan bid, en ons het by mekaar gekom en gesê, wie sê eerste, ching chong cha, en ek sê, okay, jy sê eerste. Hy sê, en hy sê die naam, ek sê, nee. Ons sê dieselfde naam. En ons saai die kar. Dit was 'n enkel mamma gewees, haar hele lewe verander, ons saai die kar en hier sit ons nou weer met dieselfde probleem. En ook nie lank daarna nie, bel hy my, hy stap by die mall uit en ek is op die foon met hom, dit was die 1 April gewees. Ek onthou dit, was die 1 April. Hy kom by die mall uit, hy bel my en terwyl hy met my praat, sê hy vir my, okay, hoekom brand ons kar af? Ek is soos, man, whatever. Dis die 1 April, dis April's Fool, jy joke met my, hy sê, ek bel jou nou. En hy bel my nie, en hy stuur vir my foto van ons enigste kar, wat aan die brand is, hulle het al die vensters uitgeslaan met 'n brandblusser, en dit is net vlamme.
Daar brand ons enigste kar af. En daar is ons absoluut niks. Absoluut niks. En ons staan daar en ek sê, Here, ons het nou niks. En die Here sê vir my, maar jy was gehoorsaam en jy het nou saad in die grond. Jy het karsaad in die grond, want as hierdie kar afgebrand het, het jy nie die kar gesaai nie. Maar nou het jy saad in die grond waarop jy kan beweeg. En weet julle wat, dit was nie lang daarna nie, kom iemand na ons toe en die persoon sê vir ons, hy gee vir ons sy Ford Ranger 3.2 diesel. Hy sê vir ons, ry met hom so lank, terwyl julle nou sukkel. Dan ry ek en my man in daai kar, dan lê ons hande op daai kar en sê, Here, ons claim hierdie kar. Ons vertrou U, hierdie kar is amazing, hy ry lekker. En ek beloof vanaf vir julle, dit was ook nie lang daarna nie, kom die besigheidsman na ons toe en hy sê vir ons, weet julle wat, ek het raar gemaak ervaar, ek is besig om vir my nuwe bakkie te soek. Ek ervaar my hart, julle met hierdie kar oorvat. 'n 3.2 diesel Ford Ranger, kom bless die Here ons mee. In 'n jaar se tyd, kom maak die Here dit vir ons moontlik om totaal en al skuldvry te wees. Skuldvry 0. Toe ons nou 'n huis wegkoop het, moes ons 'n rekeningkie gaan oopmaak het, net tot ons 'n huis kon koop. Dis vir die Here kan doen nie. Hoekom vertel ek vandag vir hierdie goed vir julle? Want waaroor praat ons? Ons praat oor standing in the gap. But if you want to stand in the gap, you will have to stand. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. Deur al daai goed, want jy gaan in hierdie, julle is jonk nog, en jy gaan profetiese woord kry, jy gaan 'n woord miskien kry, wat jy in jou stilte, wat die Here vir jou sê, beweeg. Maar ek wil vir jou sê, daai woord gaan getoets word, and if you want to stand in the gap, you will have to stand firm. Want gedurende, as ons moes opgegee het, want glo my, daar was baie kere, wat ek wou teruggedraai het en gesê het, Here, ek kan net sowel vandag weer my salon oopmaak, ons kan net sowel weer teruggaan, maar weet jy wat die Here het gesê, bly staande. In hierdie tyd wat ons staande gebly het, weet julle wat, het ek prostituie gesien, wat uit bordele kom, wat weer hulle klere aantrek, wat op hulle gesigte lê, en Jesus aanbid. Ek het dwelmverslaafdes gesien, wat van die strate afkom, wat vandag vry is. Ons het mense gesien wat ongered is, wat vandag uit die put van die hel uit gered is, wat Jesus dien. Ons het gesinne gesien wat gerestoreer is. Ons het gesien hoe die jeug, wat iemand wat selfmoord pleeg, wat vandag weer die Here dien. Net om staande te bly. It's nothing to stand in the gap, but you'll have to stand firm. En vandag weet ons is so half in die middel nou, weet ons is ons generasie, ek is nou bietjie ouer as julle, so nou die generasie wat bo ons is, hulle is op die plek waar hulle die baton vir ons moet oorgee. Weet, en ons is dalk, ek is dalk iemand wat dalk net, en julle kyk dalk op, en daar's 'n generasie wat opkyk na julle, en elke generasie het 'n groep mense wat opkyk na hulle, en ons soek rigting, ons soek antwoorde, ons soek leiding. En ek wil vandag vir jou sê, jy gaan 10-10-1 teleurgesteld wees. As hulle val, moet jy nie val nie. As jy kyk en jy sien, hulle fail, moet jy nie fail nie. All that you need to do is to keep on standing. Weet ek staan en ek bestudeer die generasie wat bo ons is, en daar's generale. Ons generale is hierdie Gas Generals ook, as jy hulle gaan bestudeer, sal jy sien. En weet jy wat, ons baie min van hulle wat se bediening is suksesvol was tot die einde. En ek is 22 jaar gered nou, en ek het in 'n geestelike era groot geword, waar gifting baie belangrik was. Jou gift was super belangrik. As jy die beste worshipper is, dan moet jy op die platform wees. As jy die beste kan profeteer, dan kry hulle jou op die platform. As jy die beste kan preek, dan kry hulle jou op die platform. En ek wil vandag sê, ek bestudeer en ek kyk na die generasie bo my, en ek wil hê jy, hierdie is iets wat as jy notas maak, moet jy dit neerskryf vanaand. Die woord van die Here sê, your gift will make room for you. Jou gawe gaan vir jou ruimte maak. Maar dis jou karakter wat jou in daai vertrek sal hou. Jou gifting is dit wat jou gaan ruimte maak. En jou gifting wat God vir jou gegee het, behoort in anyway aan hom.
Dit behoort nie eers aan jou nie. Dis 'n gift wat hy vir jou gegee het, sodat jy die koninkryk kan bou. Dit behoort aan hom. Maar die karakter vandag se tyd is so belangrik. Ek leer die mense wat saam met my stap, die mense wat ek oplei, dan sê ek vir hulle, whatever you do on the platform does not impress me. Call me your wife, call me your husband, call your children. Show me your prayer room, then I will know who you are. Show me your family, then I will know who you are. Wat sê jou vrou van jou? Wat sê die naaste mense van jou? Because that is who you are. Because what I am here, this is the gift that God has given me. Ek wil vir julle skok en dis 'n ongemaklike ding om hierdie te sê, maar ek wil dit sê want ek praat vandag met leiers. Ek praat met die volgende generasie en julle moet die ernstigheid hiervan verstaan. Ek weet van mense wat so skerp profeteer. So skerp, dis so skerp dat jy dink daai persoon bly saam met daai mense in die huis. Maar weet jy wat, dan gaan hy huis toe en dan abuse hy sy vrou. If you want to have longevity in the ministry, it's your character, spiritual maturity. Your character will give you longevity in the ministry, not gifting. So ons praat vanaand oor standing in the gap. Standing in the gap. Nou ek het gaan kyk, ek hou daarvan om goed op te lees, ek wil weet wat ek sê, ek wil weet wat dit beteken. Nou standing in the gap, miskien het julle dalk nou dit oor die naweek, oor naweek. Ek bly dink môre is Sondag. Ek dink is Saterdag vandag, oor die konferensie. Standing in the gap. Dit beteken, to expose oneself for protection of something or someone. That will take bravery, courage, compassion, leadership, and it will definitely take endurance. To stand in the gap, doen jy nie vir jouself nie. Jy moet dit vanaand in jou hart vasmaak. It's the beauty of the gospel, is to stand in the gap. Toe Jesus aan die kruis gesterf het hy dit nie vir homself gedoen nie, he was standing in the gap for us. So wanneer jy in die gap staan vir iemand anders, it's the beauty of the gospel. Jy doen dit nie eers vir jouself nie. Ek weet in hierdie vertrek vanaand is daar trailblazers. Daar's sekere woorde praat met my. En 'n trailblazer is iemand wat vir die eerste keer iets gaan doen wat nog nie van tevore gedoen is nie. Miskien is jy die eerste een in jou generasie wat sal staande bly. Miskien is jy die eerste een in jou generasie wat nie sal skei nie. Miskien is jy die eerste een in jou generasie wat dit sal deurvat tot die einde toe. En ek vertrou vanaand, ek het oor julle gebid en gesê, Here, ek roep hierdie groep as 'n groep van trailblazers, dit wat die eerste sal wees. Nou hierdie skrif is 'n baie bekende skrif. Ek wil dit graag vir julle lees in Engels as dit okay is. Dit is 'n baie bekende skrif en dit het twee gedeeltes, maar ons praat baie daaroor en ons preek baie daaroor en dit gaan oor die wapenrusting. Maar ek wil vir die skrif in die Amplified lees, dat jy kan verstaan, daar's 'n gedeelte, dis een ding gaan oor die wapenrusting, maar daar's 'n ander gedeelte wat ons nie moet mis nie. Efesiërs 6. Therefore, put on the complete armor of God, so that you will be able to successfully resist and stand your ground in the evil day of danger, and having done everything that this crisis demands, to stand firm in your place, fully prepared, immovable and victorious. So stand firm and hold your ground. Sê vir die persoon langs jou, stand firm and hold your ground. Sê dit vir die ander kant. Nou sê dit vir jouself. I will stand firm and hold my ground. If you want to stand in the gap, you will have to stand firm. Nou, in die bediening, wil ek vir sê, daar is moeilike tye. Almal wat altyd dink, ek gaan nou na die bediening toe gaan dink, is glamour en is lekker en is alles, en glo my, daar's sulke amazing dele, maar ek wil vir sê, daar's moeilike tye. Vir die wat dalk nog kort in die bediening is, as jy nog nie moeilike tye beleef het nie, daar kom moeilike tye, maar hoor wat sê die woord,
in Romeine 5. Hy sê, and not only this, but with joy, let us exult in our sufferings and rejoice in our hardships, knowing that hardship, distress, pressure, and trouble produces patient endurance, and endurance, proven character, which is spiritual maturity, and proven character, hope, and confident assurance of eternal salvation. Such hope in God's promise never disappoints us. So die dinge waardeur ons gaan en ons bly staande, gaan goddelike karakter en geestelike volwassenheid in jou lewe bring. Nou, ek weet dat vanaand sit hier, jy het opgedaag vir die konferensie, jy daag op vir jou kerkdiens, jy daag op vir worship practice, jy daag selfs op vir jou prayer meeting. Jy's daar, jy's present. Maar terwyl ek gebid het die Here vir my gewys, alhoewel hier van julle is wat, jy's daar, jy mis nie 'n diens nie, jy's hier, jy steek jou hande in die lug, jy spring selfs op en af. Maar in jou hart staan jy nie meer nie. In jou hart staan jy nie meer nie. En jy hoor hier wat jy sê, Nadine, ek hoor wat jy sê, ons moet staande bly, en ek moet, I have to stand firm and hold my ground, maar in my hart is ek moeg. I'm depleted, ek is uitgebrand. En ek is hier vanaand om vir jou goeie nuus te bring. Ek is hier vanaand om selfs vir jou goeie nuus te bring, want die woord sê, in Proverbs 24:16 sê hy, for a righteous man, nou kom ons stop net gou vinnig daar, is daar enige geregtige mense hier binne? Oh my goodness, guys, any righteous man in here? Okay, kom ons vra 'n vraag, kom ons kyk, want dit wil vir my voorkom asof jy nie verstaan nie. Kan enigiemand vir my sê, wat maak jou geregtig? What makes you righteous? Okay, Jesus Christ, maak jou bediening jou geregtig? Dit wat jy byvoeg, kan dit jou geregtig maak? Maak jou goeie werke jou geregtig? It is the blood of Jesus that makes you righteous. Okay, let's try again. Any righteous people in here? Okay, so his mense, you are made righteous by the blood of Jesus. It's for free. You are made righteous in one moment when you choose Jesus. Nou hoor wat sê dit. Vir die persoon wat vandag hier so sit en jy sê, Nadine, ek hoor wat jy sê, I'm here to stand in the gap, but I'm not even standing. Hoor wat sê hy? Proverbs 24:16 says, for a righteous man may fall 7 times, but he will rise again. You are anointed to stand up and rise again. So vanaand is my assignment, dis ek moet vir jou sê, die laaste sessie is moeilik, want almal is moeg, jy wil na huis toe gaan, jy verlang jou girlfriend en jou boyfriend, jy het nou geëet en jy is moeg, so moenie op my sterf vanaand nie, ek vra vir julle baie mooi, want ek glo in my hart, so belangrik, so moeilik soos wat die eerste sessie en die laaste sessie is, so belangrik is dit. Die worship leier het nou gepraat van jy moet huis toe gaan met iets, en ek glo maar ek sal nie op 'n platform klim as Here nie vir my assignment gee nie, en vanaand is my assignment to activate the fight in you again, om die fight weer in jou wakker te maak, want jy is gesalf om op te staan en te bly staan. Daar is weer 'n woord wat dit praat met my, wanneer ek die woord, ek het dit gaan bestudeer, ek kyk dit van alle kante af, en hierdie is 'n woord wat ek in my lewe implementeer, wat ek in my geestelike lewe implementeer, in my familie implementeer, en dis die woord resilience. Dis vir my 'n verskriklike kragtige woord, die woord resilience. Nou die woord resilience beteken, en dit is wat ons moet wees. Ons is gesalf om dit te wees. It is the capacity to withstand or to recover quickly. Say quickly. The capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. Dit beteken, ek val maar ek staan vinnig weer op. Ek maak 'n fout maar ek repent vinnig weer. Ek gaan lê maar ek staan vinnig weer op. I recover quickly. It's the inner strength to endure and push through hardships. Physical, emotional, mental toughness. It is to have spiritual grit. Maar ek wil vir jou sê, om spiritual grit te hê, is definitief nie oor jou persoonlikheid nie,
dit gaan nie oor hoe groot jou jeug is nie, dit gaan nie oor even jou attitude nie. Die enigste ding wat my en jou resilient maak, is die gees van die Here, is die krag van die Heilige Gees. En wanneer ek en jy die krag van die Heilige Gees ontvang het, natuurlik maak dit ons resilient. So vanaand, as jy gevul is met die Gees van God en jy lê vanaand, wil ek vir jou sê, vanaand is die aand, as jy hier uitstap, you're gonna stand. You gonna stand. Sometimes we don't stand in the gap, but we stand in the way. Hoor mooi. Sometimes we stand in the gap, but sometimes we stand in the way. Oor ons eie dinge, oor ons eie emosies, oor ons eie dinge wat ons deurgaan. En dis okay, ons moet dit deurgaan, but do not stand in the way. Ek het julle gesê, ek dien die Here nou 22 jaar, en ek wil vandag vir jou een ding sê. Elke battle wat jy fight, het purpose. Ek het in my lewe geleer, elke battle wat ek ingaan, en dinge raak taai, I know there's a purpose. Elke promise wat jy ontvang, will have a process. So moenie opgee nie. My hart vanaand is, dat wanneer ek hier huis toe gaan, en jy sien my nooit weer nie, as daar een leier is wat mens hier kan oprig, wat onbeweeglik is, wat immovable is, wat unshakable is, dan het ons gekanker. Dis my hart vanaand, dat julle onbeweeglike leiers sal wees, that you will stand firm and hold your ground. Nou, ek wil vanaand net oor 'n man in die Bybel praat, wat ons almal mee baie bekend is, en ek wil hê met jouself relate vanaand met hierdie man. En ek is seker jy het al, ek wil 'n stuk gebruik waar Dawid, iets wat met hom gebeur het, wat een van die intensste battles van sy lewe was. Maar ek wil jou 'n bietjie terugvat, en ons ken almal die storie. Dawid was hy was 'n skaapwagter, en Samuel het gekom om 'n nuwe koning te salf, en hy het gekom by Jesse, by Dawid se pa, en al die boeties het daar gestaan, die wat gelyk het soos konings, en Samuel het gestap en gesê, nee, hier is iemand anders. Waar is daar nog 'n seun? En Jesse het gesê, ja, daar is nog 'n seun in die veld, en hulle het hom gaan haal, en toe hom sien te sê, hy, dis hy. En hy salf hom. Soos baie van julle vandag hier so sit. Jy sien, jy kan nie in die bediening instap, as jy nie gesalf is daarvoor nie. My man het 'n kragtige woord gepreek Sondag, hy het gepraat oor, you cannot have a mandate without authority. You must have the mandate, but you must also have authority. En die oomblik toe hulle vir Dawid salf, toe salf hom vir die mandaat. En daar's 'n beautiful skrif wat ek so baie van hou, en miskien ken julle hom, wat sê that God will use the foolish things of this world to confound the wise. Weet julle hoekom is ons hier vanaand? We are the foolish things of the world that God will use to confound the wise. En dit is presies wat hy met Dawid gedoen het. Hy was die een wat die foolish een was, wat in die veld was, en God sê, ek kies hom. En hy het gegaan, en hy gaan terug na die veld toe, en hy kyk nou nog steeds na die skape, en op 'n stadium, hierdie is ook 'n plek waar jy kan relate. Dawid se pa roep hom, en hy sê, gaan vat vir die manne, die warriors, die broers, wat die ding doen, gaan vat vir hulle brood en kaas, en wat ook al. En hy dien, hy serve, hy gaan, en al wat hy gaan doen het, is hy gaan serve. En terwyl hy serve, kom hy op 'n plek, waar hy 'n reus verslaan, waar alles verander. En hy gaan, en die vrouens het begin sing oor hom, en Saul het begin jaloers raak, en as jy net dink, dit is presies wat baie keer in ons lewens gebeur. Jy is gesalf, en baie van julle wat vandag hier sit, het al beere, en leeu's in jou privaat lewe, wat niemand gesien nie, geveg. Jy het al giants geveg, en weet jy wat, soos wat jy opstaan, partykeer kom daar jaloesie van al die kante af. En dan begin dit jou te druk. En hy hardloop weg, Dawid hardloop weg, en hy hardloop weg vir Saul, en hy bevind homself in 'n grot. Nou,
een ding wat jy moet verstaan is, as jy gesalf is, hulle kan jou hierso druk, maar dan gaan jy hierso opstaan. Jy kan jou hierso druk en dan gaan jy daarso opstaan. As God jou gesalf het en geroep is, gaan niks teen jou kan kom nie. En hy hardloop weg, maar hy beland in 'n grot waar daar omtrent 400 manne is en hierdie ouens is daar want hulle is depleted en alles en omdat hy gesalf is, rig hy hierdie mense op. En hy begin veg saam met hulle, sluit aan met die Filistynse army en hulle veg. Nou hier's waar die storie begin. Hulle veg en hulle kom terug na waar hulle gekamp het. En waar hulle kamp is daar hulle vrouens is daar, dis waar hulle bly, dis hulle kinders is daar, al hulle besittings daar, en toe hulle so aangery kom, toes dit net rook wat trek. Daar's niks oor nie. En ek wil hê jy moet aanhou om jouself te relate, want daar's 'n oomblik in jou lewe waar hierdie 'n realiteit word. En ek gaan hierdie stuk vir jou lees dat jy kan verstaan wat presies het hier so gebeur is in 1 Samuel 30. Now it happened when David and his men came to Ziklag. On the 3rd day, the Amalekites had invaded the south, and Ziklag attacked Ziklag and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there. From small to great, they did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Die woord Ziklag, ek het dit gaan opkyk. So die woord Ziklag beteken die volgende. Dit beteken om iets of iemand te druk om te wys wat binne is. Dis jou Ziklag. As jy op tandepasta trap, wat kom uit? Tandepasta. As jy op 'n buisie gom trap, wat kom uit? As iemand op jou trap, wat kom uit? I know. Jou Ziklag, elke persoon in hierdie vertrek vandag, jonk of oud, lank in die bediening, kort of die bediening, gaan iewers in hierdie plek kom. Ons praat oor karakter, ons praat om staande te bly. Jou Ziklag, die ding wat jy deur gaan, is daar om te wys wat binnekant jou is. Dit wat om jou gebeur, gaan dit wat binne is uitbring. Wanneer daar druk is, dan kom die ware jy uit. En, come on julle, kom ons wees real. Dit kan partykeer shocking wees. Enige real mense hier binne? Was die pressure al on? En dan skrik jy vir wat uitkom? Hierdie was een van die mees intenste, ongemaklikste battles wat hy ooit moes geveg het, maar voor een van sy grootste deurbrake. Dis hier waar jou karakter getoets gaan word. Ek weet, ons sing daai song wat sê, He's the God of the mountain, He's God of the valley. Ek wil jy gaan vra, as jy in valleie is en in berge is, waar groei hulle vrug? Waar plant hulle vrugtebome in die valleie of op die berge? Help my guys. In die valleie. So, as jy mooi daaroor dink, mountaintops is amazing. Come on, ons almal weet, 'n geestelike mountaintop is amazing. Maar al wat 'n mountaintop vir goed is dat jy verder kan sien. Waar is die volgende vallei? Want wanneer ons in die valleie is, wanneer ons in Ziklag is, dan is God besig om karakter in jou te bou. Hy is besig om die vrug van die gees in jou te groei. So ek en jy het hierdie plekke nodig. En jy moet verstaan, Dawid is op hierdie plek, hy is in Ziklag, alles is 'n gemors, die ouens draai teen hom, en julle moet vandag vir my hoor, daar is nie 'n platform nie, daar is nie 'n amazing worship team nie, daar is nie ligte nie, daar is nie 'n rookmasjien nie, daar is niks. En ek wil vandag vir jou sê, dis die plek waar ek en jy karakter bou, is wanneer hierdie dinge, hier bou ons nie karakter nie, dis daar waar jy alleen is, daar waar jy die dinge deurgaan, daar waar jy vanaand die deur toemaak, en dis jy en God alleen. Dis daar waar karakter getoets word en gebou word. Psalm 105 vers 19 sê, Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character.
Josef se karakter was getoets. Julle weet die woord wat oor Josef se lewe uit was. En hy moes van een plek na die volgende plek gegaan het. En God het sy karakter getoets. En vanaand as daar een persoon is in hierdie plek, wat dit net kan vat, dat dit gaan nie oor jou gifting nie. Dit gaan oor jou karakter. Dat daar longevity in jou bediening sal wees. Dat dit nie net 'n shooting star sal wees en dis 'n vinnige op en 'n vinnige af nie. Ek glo my, ek het hierdie goed al gesien oor en oor in my lewe. Dis asof hulle groei en dan shine hulle en dan sit weg. My hart is dat God nie net in hierdie vertrek 'n generasie sal oprig wat honger is nie, maar 'n generasie sal oprig wat goddelike karakter dra. Sodat ek en jy tot die einde toe kan gaan. Tot die einde toe kan gaan. Dit is my hart vir elke persoon in hierdie plek. Jy sien, wat gebeur is, hierdie skrif sê, dat God het Josef se karakter getoets. En hy was op plekke waar hy nie wou wees nie. Ek het al gesien, ons het nou in die week het ons iemand gehad, hy kom na ons toe, hy sê, want hy reken, hy's kwaai gesalf. Hy het dit vir ons kom sê, en dan weet ek, daai persoon nou eers bietjie sit, like, ons gaan eers bietjie deur 'n paar prosesse, kom ons gaan eers deur 'n paar toetse, laat ons sien, hoe gesalf is jy. En hy kom en hy sê, yes, maar hierdie proses vat nou maar 'n bietjie lank, wanneer gaan hy nou ook 'n preekbeurt kry? Ek sê, daar het jy net vir jouself, ek dink nog 6 maande bygesit, want wragtig, want weet jy wat gebeur? Wanneer God jou karakter toets, en hierdie is vir iemand vanaand, die salwing op jou lewe is groot, want God het jou gesalf. Jy is gesalf vir die nasies, jy is gesalf vir groot dinge. Jy is gesalf vir mega church. Weet jy wat doen die Here? Hy sit jou in 'n groepie van 5, en hy sê, let's have a prayer meeting. Hy sal jou op 'n plek sit, wat die potensiaal in die salwing te groot voor is. En dan gaan hy sê, okay, nou gaan ek in jou karakter werk. Kom ons werk in jou karakter, kom ons sit jou op hierdie plek, en dan wanneer jou karakter groei, wanneer jou kapasiteit groter raak, en humility is daar, en jou karakter, jou geestelike volwassenheid daar, en sê, okay, let's grow. Kom ons gaan groter. So vanaand wil ek vir sê, as jy op 'n plek is wat jy sê, Here, ek is gesalf vir meer as vir wat hier om my aangaan. God is busy with your character. Wees jy net faithful. Wees jy net obedient, en bly jy net staan, en jy sal sien wat God in jou lewe gaan kom doen. As jy notas maak, skryf hierdie neer. The weight of the pressure will pull greatness out of you. The weight of the pressure will pull greatness out of you. Ek wil vandag vir jou sê, ek staan vandag vir jou, voor julle, and the weight of the pressure is what pulled greatness out of me. Ek weet wat dit is om mountaintops te, maar ek wil vandag vir jou sê, ek weet wat dit is om valleys ook deur te gaan. En vanaand is my hart om iemand te encourage, om te sê, bly staan, moenie opgee nie. Die volgende, die skrif sê verder in 1 Samuel 30 sê hy, now David was greatly distressed. Nou, as julle mooi daaroor dink, hierdie is onoorwinbare Dawid, die man van God, die gesalfde van die Here, en dit sê, now David was greatly distressed. Hoor mooi, as die vyand jou nie kan vernietig nie, gaan hy jou moeg maak. As die vyand jou nie kan vernietig nie, as hy jou nie kan uithol nie, gaan hy jou moeg maak, hy gaan jou hopeloos maak, hy gaan jou moedeloos maak, en dan, dis 'n slegte plek om te wees. En dan sê hy, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people was grieved, every man for his sons and his daughters. Nou jy moet onthou, hierdie ouens, dit was 'n klomp rejects gewees, wat in 'n grot was. Nou die rejects hom. Was jy ooit daar? Die reject jou. Soms sal die, wat saam met jou geveg het, teen jou begin veg. Ek wil vandag vir jou waarhede gee van die bediening. Wat ook al jy doen, bly staande. Mense gaan kom, mense gaan gaan. Een ding wat ek in my hart was, ek dink vir elke persoon wat vandag in die bediening is, en jy is 'n leier van 'n groep,
die moeilikste ding vir my in die bediening, dit is die seerste, die moeilikste ding, is wanneer iemand waarvoor jy lief is, wat jy opgerig het, ingebou het, gedisciple het, na jou toe kom en die volgende woorde sê, my seisoen het tot 'n einde gekom. Iemand al dit vir jou gesê? Iemand waarvoor jy regtig lief is? En weet jy wat, die Here het my deur daardie gevat en hy gesê, hierdie mense behoort nie aan jou nie. Hulle behoort aan die koninkryk van God. You steward them well. You disciple them well. If the season is finished, you bless them, you send them, en jy sê vir hulle, jy gaan al wat jy nou moet doen, is jy gaan behoort asseblief net aan 'n ander kerk. Moet dit nie nêrens wees nie. Maar gaan behoort aan 'n ander youth group, gaan besluit net iewers aan. Maar moenie stop nie. People will come, people will go. In Ziklag gaan jy uitvind wat waarlik binnekant jou is, en werklik wie vir jou is. In hierdie plek gaan jy geweeg word. Hoorie so, om moedeloos en hopeloos te raak, kan meer skade doen, as wat die duiwel self kan doen, as jy dit toelaat. Dink bietjie daaroor, in die kere wat jy moeg was, en wanneer alles gevoel, alles is teen my, niks wil werk nie, Here, ek is dan gesalf, maar die mense daag nie op nie, Here, ek bid vir hierdie kinders, maar hulle kom nie reg nie, en jy begin moedeloos te raak, en jy begin hopeloos te raak, kan meer skade doen as die duiwel homself. Maar jou teleurstelling, jou skuldgevoel en jou emosionele toestand, jou battle en jou moegheid is nie die einde nie. Ek wil vanaand dit verklaar oor iemand, dit is nie die einde nie. En vanaand sit jy dalk en jy sê Nadine, ek hoor wat jy sê, ek is op 'n goeie plek in my lewe, dis nie nou nie. Ek wil hê, al kan jy hierdie ding koop en weer daarna luister. Want jy gaan op 'n plek kom waar die vyand jou hopeloos en moedeloos laat voel, dan wil ek hê, jy moet vir jouself sê, ek sal staande bly, hierdie is nie my einde nie, inteendeel. Hoor wat gebeur. Nou, dit is vir my so amazing, elke keer wanneer jy reg deur die Bybel, wanneer daar 'n but is, 'n B-U-T, 'n but, enigiets gebeur, but, dan weet jy, iets gaan nou verander. En ek is hier vanaand om 'n but te kom verklaar oor julle. 'n But. Want hoor wat gebeur, David is distressed, die mense wil hom doodmaak, hy's moeg, hy's siek en sat, hy kan nie glo waar hy nou is nie, hy het alles ingesit, hy's gesalf, hy is eintlik gesalf om die koning te wees, maar kyk hoe lyk dinge hier om hom. En hoor wat gebeur. But David strengthened himself in the Lord his God. Ek wil jy met saam met my hierdie sê, but David strengthened himself in the Lord his God. Nou wil ek jy met jou eie naam daarin sit. And Nadine strengthened herself in the Lord her God. Want weet jy wat doen ons? Ons wil iemand bel. En daar is niks verkeerd daarmee nie. Ek is absoluut vir accountability. Julle moet vanaand my hart mooi hoor. Ek sê nie, jy moet alleen deur die lewe gaan nie. Maar daar is kere, wanneer dit, ek was al op plekke wat ek denk, ek kan nie hierheen bel nie, ek kan nie daarin bel nie, dit voel net vir my, al wat ek nou kan doen, is to strengthen myself in the Lord my God. En daar gaan plekke kom, wat jy dit moet doen, om staande te bly. You will have to strengthen yourself in the Lord your God. Dit voel partykeer as jy iemand bel, hulle gee net absoluut nie eers die regte raad nie. Hulle sê hulle bid vir jou, maar ek weet ook nie of hulle doen nie. Ek bid vir jou, ja, nee, ek voel dit nie. But David strengthened himself in the Lord, his God. Toe David op sy laagste, mees challengingste plek was, het hy hom vir self versterk in God. Maar weet jy wat doen ons as leiers? Kom ek vra so, kom ons wees net reël. Wie hierso was al, jy het op 'n plek gekom wat jy voel, ek is moeg, ek wil uit, ek is, I'm done. Okay, die wat nie hulle hande opsteek nie, ons gaan nou vir julle bid vir, jy praat nie waarheid nie, want ons almal was al daar. So almal was al op 'n plek gewees wat, Here, ek is so moeg, ek is depleted, ek is uitgebrand. Hierdie dinge werk nie. Maar weet jy wat doen ons as leiers? Wie is 'n leier van 'n groep hierso?
meeste van julle is 'n leier van 'n groep, okay? Weet jy wat doen ons? Omdat ons leiers is, al is ons hoe moeg, weet jy wat doen ons? Ons gaan na die Here toe, dan vra ons, Here, maar wat is my volgende stap? Here, wat moet ek doen? Wat 'n rigting moet ek gaan? Here, wat is my mandaat? Here, wat 'n volgende set moet ek sing? Here, wat 'n boek moet ek skryf? Here, en in daai plek vra ons die Here vir 'n mandaat. Maar voordat Dawid dit gedoen het, het hy homself eers versterk in God. En hierdie ding het my so baie gehelp, want as 'n leier voel jy, Here, ek het hierdie verantwoordelikheid om hierdie mense te lei, maar ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy na God toe gaan en jy vra net vir 'n mandaat en rigting en jy moet hierdie mense lei, wil ek sê dit gaan verwronge raak. You'll have to strengthen yourself in the Lord your God before you ask for a mandate. Because then you will have the authority and the mandate. Vir almal se onthaalwe om jou, versterk jouself eers in God. As dit daar een sleutel is wat ek vanaand by jou kan los, al vat jy net hierdie ding, weet ek jy sal dit maak. Om jouself te versterk in God, moet asseblief nie jou eie stilte tyd afskeep nie. Ek gaan hierdie weer sê, want iemand gaan hierdie vanaand moet vat. Jy kan nie op hierdie platform kom klim, of 'n groep mense lei, if you did not touch the fire in your prayer room. Ek weet ek praat vanaand met jong mense, maar ek weet ook die Heilige Gees, daar's nie 'n vlak van junior Holy Spirit, senior Holy Spirit, ek wil vanaand met kinders van God praat, leiers praat, 'n generasie praat wat besig is om op te staan. You cannot neglect your prayer room. We do not study the Bible to bring a message. As daar een ding is vanaand, hoe jy jouself moet versterk in God, het jy nodig to go and touch the fire in your prayer room before you step onto a platform. Ek het lang in my lewe, veral in die begin, weet, as jy begin mense lei en jy begin, weet, ja, jy is die druk op jou, jy moet lei en jy moet preek en jy moet gaan en dan neglect, ek gaan eerlik vanaand met julle, daar was 'n lang tyd in my lewe wat ek het geneglect het, maar ek het mettertyd het ek agtergekom, it becomes empty. Dit voel leeg. En ek het in my hart vasgemaak, ek het 'n groot gesin, julle het nou gehoor, ek het 'n groot gesin. Weet, en my dogter is sy is in 'n ander dorp in die skool, so ek moet geweldig vroeg opstaan, maar ek het in my hart vasgemaak. Voordat my gesin wakker word, maak nie saak hoe dit laat dit is nie. Ek staan 'n uur vroeër op om tyd saam met die Here te spandeer. Vir myself, nie vir my kerk nie vir my leiers nie om 'n boodskap te bring nie, vir myself. En ek gaan sit en elke oggend, en dit is so refreshing, want jou hele dag verander. En ek wil hierdie testimony met julle deel, en laas jaar, so in die middel van laas jaar, gaan ek deur hierdie geweldige battle. Dit het rarig, ek dink in die 22 jaar wat ek die Here dien en die bediening is, was dit een van die moeilikste battles wat ek in my lewe gefight het. Dit was een van daai wat jy kan niemand bel nie. Ek weet nie eers wat om vir hulle te sê nie. En ek het daai ding in my hart vasgemaak, dat ek elke oggend sal sit. Ek moes my vlees een kant toe druk, want ek wil eintlik die kumbers oor my kop trek, en net wag tot dit weer aand is, en as dit aand is, wag ek dat dit oggend is. Wie weet waarvan ek praat? En ek het my vlees een kant toe gedruk, en ek gesê, I have committed my life to Jesus Christ. En of my vlees nou wil of nie, ek gaan daar sit, want ek het gecommit, ek gaan dit doen. Weet julle, en ek het vir weke in die oggende daar gesit, dat net niks was nie, en ek het gesê, Here, ek is hier. Here, ek het opgedaag. Weke. En ek wil vir julle sê, een oggend sit ek daar. En Jesus stap in die vertrek in. Die teenwoordigheid van God kom in daai vertrek in. En ek het 'n encounter met Jesus wat my hele lewe verander, wat my hele hart rewire in 10 minute,
Om een encounter met Jesus te hê, het vir my beter gedoen as maande se counseling. Leader, man of God, woman of God, pastor, young adult leader, youth leader, please do not neglect your prayer room. As daar een ding is vanaand wat jy van my vat dit. Because that will build character and that will make you stand. It will make you stand firm. It will make you compassionate about standing in the gap for others because you will carry the heart of Jesus. It's impossible to give up when we come out of a prayer room. It's impossible to be discouraged when we come out of a prayer room. Moenie opgee nie. Storie vlees een kant toe. Ek weet jy wil nie. Ek sê nie staan vroeg op nie. Hoe ook al dit vir jou lyk. But do not neglect your prayer room. Een van die vertalings sê David encouraged himself. Partykeer moet jy met jouself praat. Dit is 'n goeie plek om met jouself te praat, maar dit hang af wat jy vir jouself sê. Partykeer het jy regtig nodig om met jouself te praat, to encourage yourself. If there's no one else to encourage you, encourage yourself. Ek het dit al baie in my lewe gedoen. As daar niemand is om my te encourage nie, dan encourage ek myself. Moet ek hardop met myself in die spieël praat, to encourage myself, to speak the word of God over myself. Encourage yourself. Then David said to Abiathar, the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Nou, ek gaan nie vanaand in dit ingaan nie, dit gaan te lank vat. Maar die ephod, almal weet, dit was die borsplaat wat die hoëpriester gedra het wanneer hulle ingegaan het in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, there's one thing that we all need, and that's the presence of God. You cannot step onto a platform, you cannot go to your group if you are not coming from a place out of the presence of God and you are not a carrier of the presence of God. We are not here to impress, we are here to impact. Hoor mooi, ek sit nou die dag met 'n leier, ek sê vir hom, weet, want hy sit en hy wil vriende wees met die kinders. En sy lewe nie meer getuig van dit wat 'n leier moet wees nie. Ek sê vir hom, jy weet hierdie kinders het die wêreld gelos. Hulle kom kerk toe. Hulle soek 'n leier wat anders te lyk as die wêreld. Hulle soek nie 'n bra nie. Hulle soek 'n leier wat anders te lyk as die wêreld. Hulle loop weg van die wêreld en kom na ons toe. Let's be an example to them. Let's be carriers of his presence. So David inquired of the Lord, saying, en dis nou wat gebeur, he strengthened himself in the Lord, en toe vra hy, Here, maar wat moet ek doen? En die woord sê, shall I pursue this troop? Die ouens wat sy goed gevat het. Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Hier's vanaand van julle wat hier sit, en ek wil hê, wanneer jy hier weggaan, wanneer jy huis toe gaan, go and pursue your calling. Go and pursue the things that God has placed on the inside of you. Moenie opgee nie. Die vyand is 'n leenaar en hy gaan jou laat voel alles is verlore en alles is verby, maar ek wil jy moet opstaan and go and pursue. So David went, he and the 600 men who were with him, and he came to the brook Besor, where those stayed who were left behind, but David pursued. Daar's ouens wat agtergebly het. In your journey, mense gaan kom, mense gaan gaan. Some are there for a season, some are there for a reason, but not all will go with you to your next season. He had 400 men, for 200 stayed behind, who were so weary that they could not cross the brook. Mense raak moeg langs die pad. Then they found an Egyptian. Hoor hoe interessant is hier is amazing. Then dis dieselfde ouens wat by hulle kom steel het, die Amalekiete. Then they found an Egyptian in the field and brought him to David, and they gave him bread and he ate. And they let him drink water. Then David said to him, to whom do you belong? And where are you from? And he said, I am a young man from Egypt, servant of an Amalekite, and my master left me behind because 3 days ago I fell sick.
we made an invasion of the southern area of the Cherethites in the territory which belongs to Judah, and the southern area of Caleb, and we burned Ziklag with fire. Hoor wat gebeur hierso? Hierdie is die ouens wat by David kom steel het. Dis die ouens wat sy plek afgebrand het. Hoor mooi vanaand. As jy notas maak, hier is vir jou. Dieselfde ding wat teen jou gekom het, of nou teen jou kom, is presies die ding wat in jou guns gaan draai. Ek dink jy het al te veel deur dinge gegaan hier, want hierdie is groot. Dit wat jy deur gaan, onthou hierdie woorde. Volgende keer wanneer jy deur het gaan, dieselfde ding wat teen jou kom, is dieselfde ding wat God in jou guns gaan draai. Dankie, daar was iemand wat dalk al iets deur is. Ek wil vir jou sê, die ding wat ek deur gegaan het, 6 maande terug, die presiese ding wat teen my gekom het in my guns gedraai. Die presiese ding. You know why? I encouraged myself in the Lord. Gesit in sy teenwoordigheid. En Here kom en hy kom draai daai ding om in my guns. Onthou julle Potifar se vrou? Onthou julle die leuns wat sy vertel het oor Josef? Wat gesê het, hy het by haar aangelê en sy wou sy lewe vernietig het. Weet julle dat daai leuns het vir Josef gepromote? Because he was a faithful man of God. Die leuns wat oor jou vertel word, die dinge wat teen jou kom, is only there for promotion. Don't get so weary, don't get so tired. Moenie so gedistressed wees nie, because God is for you and not against you. And David said to him, can you take me down to this troop? So he said, swear to me by God that you will neither kill me nor deliver me to the hands of my master, and I will take you down to this troop. And when he had, kan ek 'n worship team oproep? Mag ek? Kan julle kom? And when he had, moenie nou vir hulle kyk, luister. And when he had brought him down, there they were, spread out over all the land, eating and drinking and dancing, because all of the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah. So hierdie ouens hou party met David se goed. And listen to what happens. Laat hulle eers opkom. Leer julle iets? Is daar iemand wat gaan staande bly? Is daar iemand wat vanaand lê wat weer gaan opstaan? Listen to this. Hulle kom daar aan, hulle kyk, hierdie ouens is besig om groot party te hou, met hulle spoil, met hulle goed, dis sy vrouens, sy kinders, sy seuns, dis sy besittings, dit behoort nie eers aan hulle nie. Die vyand het by hom kom steel. En David, ek dink hy het so gestaan en kyk. And because he was a man of God, because he was standing in a gap for others, dink ek hy het so vir daai ouens gekyk, en daar het 'n holy anger oor hom gekom. And his pain became his weapon to take territory. To take back territory, what the enemy came to steal. Die pyn waardeur jy gaan, die pyn waardeur jy gegaan het, die pyn waardeur jy gaan, mag dit 'n wapen in jou hand word vanaand. Mag dit 'n wapen in jou hand word. Mag jy die wapen in God se hand word om territorie terug te wen. Want hy het alles gaan haal. Want weet jy, vanaand moet jy verstaan, om te sê, I'm standing in the gap. Dit beteken vir my partykeer, stap ek in by 'n bordeel. Ek moet verby pimps loop, ek moet verby goed wat nie normaal is nie. I'm standing in the gap for a prostitute, to go and fetch her. Maar weet jy wat, daar was 'n tyd waar God my gaan haal het. When God was standing in the gap for me, now I can stand in the gap for someone else. Hoe lyk dit vir jou om in die gap te staan vir iemand? Do you have a holy anger over you when the enemy comes and he steals? Is daar iets wat in jou hart gebeur wanneer jy die verlore sien doodgaan sonder Jesus? Is daar iets wat in jou hart gebeur wanneer jy sien dat families uit mekaar uitval? Wat is die rede hoekom jy hier is? The reason that we are in ministry is to stand in the gap.
It's not about us. Not a man of them escaped, except 400 young men who rode on camels and fled. So David recovered all. Jy sal niks verloor nie. When you strengthen yourself in the Lord, when you're obedient, when you are faithful, when you are humble, and you follow the call of God, you will lose nothing. You will recover all. That the Amalekites had carried away, and David rescued his wives, and nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they have taken from David. He recovered all. David was a man that was standing in the gap for others. Wanneer jy jouself in die plek bevind, weet dat dit een van die hardste interne gevegte sal wees voor een van jou grootste deurbrake. David was gesalf as koning, maar na hierdie was hy aangestel as koning. Jy is een geveg weg van jou grootste deurbraak. Stand firm. Stand in the gap. If life is going to happen and it slaps you, verklaar vanaand, I'm gonna. Wanneer my mense op my uitloop, I'm gonna. Wanneer dit voel ek kan nie meer nie, I'm gonna. Wanneer my leiers my teleurstel, I'm gonna. Wanneer ek afkyk op 'n generasie wat lost is en ek weet nie wat om te doen nie, I'm gonna. Wanneer my pastoor op my uitloop, I'm gonna. Wanneer my familie my afskryf, I'm gonna. Is there someone in this room that will stand? Let's stand. A prophetic action tonight to stand. For us to stand in the gap, we have to stand firm.
My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Your sons and your daughters. Holy Spirit, resurrection power, life-giving God, I pray that you will fill each heart now. I prophesy that you will stand in the mighty name of Jesus. You will stand firm in the next season. You will stand your ground. This emotional roller coaster that you've been facing, I silence every storm over your life, every demonic attack over your life, in the mighty name of Jesus. Father, thank you that I'm standing in front of a generation that will stand firm in Jesus. Leaders that will be unshakable, immovable. Raise them up. Those dead bones became alive. Here around.
Oh, and this is the sound of dry bones rattling. This is the sound of dry bones rattling. This is the sound of dry bones rattling. Just needs to break out. This is the sound of dry bones rattling. It may look like I'm surrounded. Yes, come on, declare this. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by. Oh yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. 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 We will run until the end. Come on. Will you be with me? Are we going to run until the end? Are we going to reach the end out of breath? Are we going to stand? Are we going to stand in the gap? Are we going to stand firm and hold our ground? Not give up. Not give up. Be resilient. Have some spiritual grit. Be a generation that the generation after us will still talk about. The devil is a liar. En hy gaan alles probeer om jou uit te haal. But if God is for me, who can be against me? We have one chance. Ek is nou 'n bietjie ouer as julle. Julle vinnig gaan die lewe verby. Ek weet julle is jonger, ek dink jy's 'n paar dalk. Hoeveel sê die lewe gaan baie vinnig verby? En vandag sê God het jou nie gered. To sit in the pews, om 'n stoel warm te sit in die kerk nie. He has anointed us with fire and with His Spirit and with the resurrection power on the inside of us to run, to build His kingdom. This is not a dress rehearsal. This is it. Hierdie is dit. Hierdie is ons kans. En ek het vir die Here gesê, ek vat dit met beide hande.
Here het my nie uit die put van die hel uit gaan haal, sodat ek kan terug gaan soontoe nie. Maar vanaand wil ek vir julle sê, weet julle is leiers, maar jy is nie alleen in hierdie ding nie. Kry vir jou accountability, kry vir jou iemand, met wie jy kan sit en sê, dis waar ek gaan. Moenie skaam wees nie. Ek wil vanaand hê, jy moet verstaan, is rarig kere wat dinge taai raak, en dan my vlees wil moeg word. Weet jy wat doen ek? Ek kyk terug, behalwe dat ek terugkyk na die dag toe Jesus my gered het, maar ek kyk terug, en ek luister na mense se testimonies, wat sê, Nadine, dankie dat jy staande gebly het. Voordat ek hier na toe ry, stuur iemand vir my 'n boodskap. Ek was net baie en ek simpel maar. Sy neem vir my al die koek af en hierdie koffie en alles wat in haar huis staan, sy is gereed, hulle is besig om gereed te maak vir life group. Hulle is nou life group leaders. Hulle het stikkend aangekom by die kerk. En huwelik wat stikkend was, wat op plek is van skei. En weet jy wat? As ek dit sien, dan sê ek, Here, I will go until the end. If you have chosen me to make a difference, I will do it with courage. Sometimes you need to be brave. Sometimes you need to be strong. Sometimes we crawl, but don't stop. Don't stop. Ek wil vanaand vir jou sê, iemand in hierdie vertrek, die feit dat jy gaan staande bly, gaan maak dat 'n tiener nie selfmoord gaan pleeg nie. Die feit dat jy staande bly, gaan daar kerke geplant word deur reg van die nasies. Die feit dat jy staande bly, is daar 'n jong meisie wat gaan glo in homself. Haar identiteit gaan vind in Christus. Die feit dat jy staande bly, daar's families wat gaan gerestoreer word. Die feit dat jy staande bly, daar is mense wat uit die put van die hel uitgered gaan word, wat die ewigheid saam met Jesus gaan wees. Omdat ons staande bly. So vanaand stuur ek julle. Dis die laaste sessie wat ek het môreoggend 'n celebration. Soos wat ek verstaan. And I'm sending you tonight with a mandate and with authority to go make a difference wherever you are. Of het groot is en of het klein is. Ons het 'n NPO wat ons we are bringing hope to the hopeless, but we go after the one. How can God trust you with the millions if you don't stop for the one? Stop for the one. Stop for the one. God will add the millions, don't worry. Are you going to stand? Are you going to stand firm? Are you going to stand in the gap? Then our mission is accomplished. And remember, it's only because of His Spirit. It's only because of Jesus. Only because of the power of the blood. It's only because of the power of His name that we can keep on standing. And He was the perfect blueprint. Hy was die perfecte example om ons te wys wat het is om deur te gaan tot die einde toe. Amen. En amen. Ek weet nie vir wie om oor te gee nie. Vir die mooi vrou. Ek dink hier is iets wat ons kan sê wat gaan bysit by dit wat jy vanaand vir ons kom sê het nie. My persoonlik was ek so van hoor. So dankie. Is dit ietsie kleins om ons waardering te wys. Sal julle julle hande uitstrek dat ons so net bless. Heilige Gees, dankie dat ons vanaand kon hoor wat U uit U troonkamer wys vanaand. Dankie vir die anointing wat vanaand so tasbaar was in ons lewens en waar U regtig afspraak met ons elkeen gehad het. Ek bid dat U vir Nadine en haar familie sal bless. Ek bid dat U hulle sal beskerm en sal dra, Here. En ek dank U, Vader, dat daar waar hulle
voete die grond tref, dat hulle getuienisse mense se lewens sal verander. En ek dank Here vir al die saad en vir al die vrug en vir die generasies, Here, wat na hulle sal kom, omdat hulle iets verstaan van obedience. Ek bless hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek dank Here Jesus vir gehoorsame servants in die koninkryk wat sê, I will joyfully obey.